in die begin, as hy praat van beeld en gelykenis, hy sê laat ons mens na ons eie beeld en gelykenis maak. En jy begin inkyk en jy begin sien waaroor dit gaan. Wat beteken beeld en gelykenis in term van waarde? Jy sien hoe God met hierdie skepping wat hy geskep het, verhouding wil hê. En hoe deur die val in die tuin hierdie verhouding vertroebel was. Want God wou nooit 'n verhouding hê met iets minder waardig of iets minder as homself nie. Sy hele idee met die mens was om met die mens te kan kommunikeer op 'n gelyke vlak, waar die mens in waarde dieselfde is as God se waarde. Dis soos 'n pa en 'n kind, jy weet. Die pa is die pa, hy het die autoriteit, hy's in beheer van die situasie. Maar hy wil nie met sy kind dieselfde verhouding hê as wat hy byvoorbeeld met 'n diensknegt het nie. Dis iets anders. Jou verhouding met jou kind is op 'n gelyke waarde. Hy's lief vir jou, want hy het geboorte kom gee aan jou. Nou hierdie wat ons nou van praat, is seker, vir my is dit die kern van die gospel. Maar om dit oor te bring aan 'n persoon, want almal van ons sit in verskeie vlakke. As die Bybel praat in Romeine 1 byvoorbeeld vers 16 en 17 sê Paulus, ek skaam my nie vir I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for in it a righteousness. Nou die hele issue van righteousness, right standing with God. Dit is waarvan ons praat. Waar jy in 'n verhouding met God is, waar jy op om het eenvoudig te stel, waar hy sê jy kan met vrymoedigheid ingaan in die troonkamer van God. Jy weet, daar's nie meer 'n skuldgevoel nie, daar's nie 'n gedagtes, 'n skuldige gewete wat jou terughou. Jy weet, jy besef jou eie waarde in terme van jou verhouding met God. In Romeine sê hy, Paulus sê, I'm not ashamed of the gospel, for in it a righteousness is being proclaimed that is by faith. Nou dit is waar die grootste probleem lê. Faith is a persuasion. Geloof is 'n oortuiging. Ons weet dit nou al almal. En as ons as ons 'n boodskap bring, is dit die area waarin ons werk in elke persoon se lewe. As jy in 'n boodskap, nadat jy 'n boodskap gebring het, 'n ou nie vasgemaak het aan iets. As jy nie vir jou kan sê, luister, alles wat ek nou vir jou gesê het, daar's dit. In hierdie boek is dit opgesom vir jou. Jy kan dit self gaan ontdek. Dis joune. Dis hierdie hele boek, hierdie hele ding wat ons noem die Bybel, gaan oor jou. Dit gaan oor Christus en Christus gaan oor jou. God se hele fokus is op jou. Hy's excited oor jou. Hy verloor nooit sy excitement oor jou nie. Ons weet dit, maar jy kan dit self gaan ontdek in hierdie boek, in die Bybel, vir jouself. Righteousness, hy sê it is by faith, by persuasion. Deur oortuiging, deur die hele Ou Testament, wil God die mens bring by 'n punt waar hy kan verstaan, die fokus is die verhouding tussen die mens en God. Dis wat God wil hê, hy wil in 'n verhouding wees met elk van ons. Daar was 'n probleem in die Ou Testament. Nou, hy in die eerste plek gee hy hulle 'n instrument wat daai probleem kan meet. Hy noem dit die wet, die 10 gebooie. Daai 10 gebooie is die hele doel. As jy gaan kyk in Romeine 3 vers 20, sê hy, die doel van die wet was om sonde uit te wys as sonde. Sodat die mens duidelik kon sien, want daar is 'n probleem, jy weet. Dit maak nie saak hoe hard ek probeer nie, hoe hard ek van my kant af probeer om aan hierdie verhouding te werk nie. Soos die toring van Babel, jy weet, waar almal besluit, hulle gaan nou by God uitkom. Hulle gaan op hulle manier by God uitkom. God sê, dit is nie moontlik nie. As jy bijvoorbeeld, as jy met Nikodemus praat, sê van Nikodemus, vlees en bloed kan nie. Dis net eenvoudig nie moontlik nie. Jy kan dit nie doen nie. Die potensiaal om dit te kan doen, is nie daar nie. Dit moes van God se kant af kom. Daar was 'n probleem wat net God kon oplos. En hy wou dit deur die hele Ou Testament, wil hy dit vir hulle wys. As jy gaan kyk, kom ons gaan 'n bietjie na Romeine toe. Gaan kyk in Romeine
4, sê so van vers 13 af. Want die belofte dat hy 'n erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Hy sê as dit moontlik was om dit, as hy praat van die wet, dan praat hy van jou poging. As dit moontlik was om dit deur jou poging te verkry, hierdie geregtigheid wat hy van praat, dan het geloof waardeloos geword. As hy praat van in Hebreërs 11 vers 6 byvoorbeeld, sê hy, sonder geloof is dit onmoontlik. Sonder oortuiging is dit onmoontlik. Die oomblik, ons het al baie keer gesê, as jy praat van oortuiging, die eerste ding wat jy moet self vra, oortuiging van wat? Okay. Oortuiging in sigself, geloof in sigself, is betekenisloos. Ons het almal oortuigings in verskillende goed. Ons praat hier van 'n spesifieke oortuiging, en as 'n ou dit vat tot op sy bron, dan praat ons van God se oortuiging. Nou daai oortuiging van God het begin voor die grondlegging van die aarde. Was jy al 'n werklikheid in God se gedagtes? Dis daai oortuiging wat hy van praat. Toe hy die mens kom skep, toe hy jou kom skep, en hy kom skep jou in sy beeld en gelykenis, in term van waarde, in term van wie jy is, in term van jou verhouding met hom. Hy kom skep jou in sy beeld en gelykenis. Dis God se oortuiging. Dis daai oortuiging wat die mens verloor het in die tuin. Ons wil nie nou daarop ingaan nie. Dis nou heeltemal 'n teaching op sy. Dis vreeslik belangrik om dit te kan verstaan. Te kan besef waaroor dit gegaan het in die tuin. Hierdie ding wat die Bybel ons bring, die storie van Adam en Eva en die boom wat hulle nie mag van eet nie. En hoe deur 'n leuen die mens sy verhouding met God prysgegee het, omdat hy sy waarde besef van homself verloor het. En dit het onmoontlik geword vir die mens om daai waarde besef te herwin. Dit het net die situasie het net al erger en erger en erger geraak. Want hierdie ding, vir die Bybel van praat, geloof, dra vrugte. Geloof dis die mees, ek dink 'n ou moet vir 'n uur lank net praat oor wat geloof is. Net gaan inkyk en net kyk, wat beteken dit as jy praat van geloof? Ons weet, die Bybel sê, God het die wêrelde geskep deur geloof. Dis die krag waarin God beweeg, is 'n oortuiging. Wat jou geloof ook al is, daai oortuiging waarin jy staan, werk uit in jou lewe. Elke een van ons. Jy bepaal of jy beperk jouself deur geloof. Die geloof, God se geloof omtrent jou, is die mees fantastiese oortuiging waartoe jy kan kom, want hy sê, jy kan in Christus alles doen. As Christus jou lewe is, wat beteken dit? Jy weet, dis die geloof waartoe God wil hê ons moet kom. Galasiërs 2:20, hy sê, in term van wie jy is, moet jy besef, dit wat jy dink jy is, het gesterf. Dit bestaan nie meer nie. Christus is nou jou werklikheid. Hy is nou wie jy is, hy is jou lewe. En jy moet jouself begin beskou in daai lig, in wat jy kan doen, en wat jy nie kan doen nie, en wat jy behoort te doen, en al daai goed, het niks te doen met 'n wet nie. Dit het niks te doen met 'n stel reëls wat jy vir jouself neerlê, en goeie besluite wat jy neem en al hierdie goed nie. Dit het te doen met wie jy dink jy is, wat jy dink jy is. En dis wat God, dis daai geloof wat ons van praat. As die Bybel praat van die geregtige sal deur die geloof lewe. Met ander woorde, daar's 'n spesifieke kennis wat jou gaan bring by 'n oortuiging wat heiligheid en perfeksie in jou lewe gaan manifesteer. En daar's nie 'n oomblik wat God nie 100% bewus is van jou nie. Van alles wat jy doen, alles wat jy dink. En daar's niks wat jy ooit kan doen wat hom ooit weer negatief teenoor jou kan maak nie. Romeine 5. But God
shows. Ek wil dit net in Engels lees, ek is nie amplified. Ek wil net dit lees, ek sal dit in Afrikaans ook lees. Hy sê, but God shows and clearly proves his own love for us. Hy kom bewys dit, jy sien, sy liefde vir jou. Nou maar jy gaan kyk in Efesiërs sê hy, dis terwyl jy dood was in jou sonde, terwyl jy vrot was, terwyl jy heeltemal geskei was van God, in jou eie gedagtes, nie van God se kant af, nie van jou kant af, heeltemal, die Bybel sê alienated van God. Ander woorde, jy was 'n ander spesies man. Hy sê, but God shows and clearly proves his own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ the Messiah died for us. Okay. Nou sê hy in die volgende vers. Hy sê, therefore, since we are now justified by Christ's blood, how much more certain is it that we shall be saved from the indignation and wrath of God? Since we are now justified. Dis wat God in Christus kom doen het vir elkeen van ons. Die een man sterf, sterf almal. Almal. Die Afrikaans sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nadat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word. Jy sien, daar's 'n verskil tussen regverdiging, reconciliation,